Goeiemôre, good morning, dis 6uur en ons is reg vir jou saam met jou en al jou mense en jou geliefdes op hierdie heerlike Dinsdagoggend. En dis mos hoe jou dag behoort te begin, met goeie geselskap soos die en tuis. Ag, dankie vir daai. Hoor die kollegas, ek is verras, nee. Ek kan nie hierdie plek vol staan nie. Ek wens regtig waar sy word vinnig gesond. Rosia, ons mis vir jou man, Ja, asseblief word gou gesond. Dis dieselfde nie. Elsa mis jou inderdaad verskriklik baie, sy. Ek wag vir 'n boodskap, hoor. Ek kan net dalk reageer. Dit sal waardeer word. Ons het nie met baie om na uit te sien op vandag se program. Ons stel die beoordelaars van die FHK Skryf het liedjieskryf kompetisie bekend. Ons geniet 'n perfekte middag by 'n nuwe katkafee. Arnold gesels met die middelafstand atleet Kessa Molotsane oor haar rol by Atletiek Suid-Afrika. Ons bespreek spelterapie met Dr. Kirsten de Tooy en die sangers Henry en Schwabe kom kuier in die ateljee. Spelterapie, is dit nou hoe jy moet spel of is dit hoe jy moet speel? Hy weet jy bly ingeskakel. Ek is seker daarvan jy sal ietsie kan leer, Pieter. Jy gepaard op sang. Baie dankie, baie dankie. Luister, vriende, ek het 'n baie lekker interessante storie waarmee ek wil afskop vandag en ek weet julle gaan hierdie enetjie baie geniet. Wetenskaplikes van die Nasionale Universiteit vir Verdedigingstegnologie in Hunan provinsie China het pas 'n insekagtige hommeltuig bekendgestel wat ontwerp is vir verkennings en allerlei missies wat hulle nou geheimsinnig wil doen. En hierdie piepklein hommeltuig wat op die land se militêre kanaal bekend gestel is, het vlerke wat fladder en harde pootjies en is amper identies aan 'n regte insek. En ek dink hierdie ouetjie is about 1.3 cm groot tuis. En van die ouens sê nou toe hulle dit gesien het, ja, dit kan verseker gebruik word vir regeringsspionasie en allerlei sulke dingetjies. Ander goedjies. Maar kan jy glo, so wat is 1.3 cm? Ja, so kleiner is dit. Dis 'n duim of so. Ja. Maar hierdie ouetjie is so klein en blykbaar het ons ook 'n video daarvan. Kom ons loer gou-gou. Oh, wow. Ja. Watch out for the mosquito near you. It might be a drone. China has recently unveiled a spine-chilling piece of high-tech, a mosquito-sized micro-drone. In an official demonstration, a researcher held the tiny device between two fingers. It looks almost indistinguishable from a real mosquito. Equipped with 4 rotors and a micro-camera, it can fly through windows to conduct indoor surveillance, or even deliver targeted payloads. This miniature drone uses an ultra-light carbon fiber frame and weighs just 35 grams. It can hover indoors for up to 15 minutes. Even more impressively, it features swarm AI coordination, allowing it to share images and location data with other units in real time, enabling smart formations and group behavior. What's more, its low-noise propulsion system makes it virtually undetectable beyond 3 meters. While Chinese authorities claim the drone is intended for disaster rescue and pipeline inspections, Western security experts believe it's more likely to be used for battlefield reconnaissance, espionage, or even biochemical delivery. Faced with a drone this small, traditional cameras and security personnel stand little chance of detection. Waartoe gaan die dinge? Lyk vir my sekere dele van die wêreld wat kleiner gaan en sekere dele wil want it bigger and better. Ja. Maar hulle sê die dingetjie werk baie goed. Die enigste probleem is net die batterylewe en hy het nie jy weet 'n groot draagvermoë en so nie. Maar nou ja. Dis die begin, hè. Ons het hierdie goeders kyk op films toe ons kinders was. Ja. Met hierdie gadgetjies en alles en nou is dit reality. So dit is nogal scary. En ek dink wat my bekommerd maak is natuurlik die sprake van, of kom ons noem dit gerugte, van regeringsspionasie, maar ook oor die algemeen mense se veiligheid, jy weet, as iemand so iets besit en jy dink dis 'n gewone muskiet of 'n vlieg of so in jou woonstel, is eintlik iemand wat afvloer, dis baie sleg. Ek is bekommerd. Wat ek net hoe hartseer gaan daai man wees as jy daai muskiet doodklap. Ek weet nie hoeveel duisende dollar is so 'n muskiet vir hulle werd. Nou nie, ja. Ja. Maar wat vir my kommerwekkend is die feit dat oral probeer mense meer uitvind van ander. Met ander woorde, jou privaatheid, soos ons gesels het oor afluister in jou selfoon of jou tablet of dit of dat. You never know. Big Brother is watching. So wat hulle altyd sê, daai ek sal wat gee om 'n vlieg teen die muur te wees. Ek het 'n nuwe mening. Heeltemal nuwe mening. Maar ja, ek wonder wanneer daardie tegnologie nou of dit ooit sal posvat hier in Suid-Afrika ook. Ek twyfel. Ek dink dit is nog. Ek dink is dit dalk alreeds hier. Vir al wat ons weet. Ja. Daar is nog 'n vlieg wat hier om jou kop dwarrel, nee. Nog 'n storie, lei julle aan stres? Ja, Pieter.
Jy lyk nie soos iemand wat kan stres nie. Tuis ook nog minder, glad nie. Ons is Hè, bly het dat jy ons ooit jou kan gedink vlei. Elsa kan stres? Kyk, my stres lê my hare, jy weet, so. Sommige se stres en sommige se krag. Ja. Luister maar, hier's 'n interessante een. Ek het 'n moontlike oplossing gekry om die stres bietjie te verlig. Hulle sê om te skree kan blykbaar stres verlig, maar dit is nie juist prakties om dit in die openbaar te doen nie. I wonder why. Dis hoekom Power Shout die Shout lid geskep het. 'n Klein generation, wat noem hulle dit? Daai spons wat hy ons nou wat onthou hoe jy lê en slaap. Wat's daai Engelse woord? Memory foam. Memory foam, daar's hy. Klein memory foam kussing wat die klank glo nou demp as jy nou in die ding inskree. Dit word bemark as 'n klankdemp toestel en beloof om stres te verlig sonder om ander te steur. Volgens die handelsmerk word endorfine vrygestel en spanning verminder wanneer jy daarin skree. So, die idee is gebaseer op skreeterapie, 'n konsep uit die 1970s met 'n prys van so amper $30 of R550 by die Shoutlet 'n interessante en stiller uitlaatklep vir stres, al is dit net tydelik. Hierdie produk is ongelukkig nie in Suid-Afrika beskikbaar nie en dis presies waar ek toe nou die geleentheid gesien het. Ek meen, Thys, jy's ook 'n man wat altyd 'n geleentheid of so raak sien. Ek dink dit ja, memory foam gaan nie werk nie. Maar as jy hom skree, want ek bedoel uit memory. So met ander woorde, as jy nou vanaand op hom wil slaap, dan skree hy terug op jou. Maar kan ons nie 'n toets vat hierson nie? Vat gou hierdie kussentjie. Vat hierdie kussentjie, skree vir ons so hard as wat jy kan in op. Wag. Okay, Daar's hy. ek gaan. Het jy iets gehoor? Dit werk uitstekend. Okay, maar hier was nie memory foam nie. Fantasties. Wag, kyk vir weer dis terug. Tuis wat ek kan nogal dink. Elsa, nee, gee die kussing. Wat is nog daar? Wil jy nie probeer nie? Nee, jy kan probeer. 'n Lekker gil. Ek dink Okay, julle gaan doen die ons. praktiese Alright, hier deel gaan ek hoor hom. Yes. Dis maar ek voel nou lekker. Ja, maar jou stem is dan 'n bietjie harder as myne dan. Ja, maar ek het hom nie. Maar Pieter, jy het probleme, pel. Ek kon geskree het blou bulle my vriend. Ek dink dit was blou bulle. Leeu's. Nee, maar ons is mos nou by die Springbokke. Dan gaan ons nou oor die Springbokke en al daai tipe van rugby dinge. Maar ja, en jy indien jy gewonder het hoe dit is om hoe die dinge gedoen word, dis hoe ons dit doen hierso. Skree, kom ek voel my lipstifie gaan My af. kant gaan agterbly. Ek kan ongelukkig nie, maar ek vertrou julle. Ons kan 'n pyte dan van dit maak. Jy weet, soos daai oor die gesiggie was op die T-shirt gehad en dit was iets wat hy fisies wat hy so gedruk het en toe die smiley face Die begin. goeiemôre, good morning kussing. Ek dink dit is 'n interessante konsep. Miskien sal ek so 'n aanskaf wat ek in my motor hou en dan net so elke nou en dan verdwyn. As jy road rage het. Maar ek weet sielkundige sê byvoorbeeld as jy so gefrustreerd is of iets, kry 'n leë bottel op straat of iets en gooi hom stikkend teen die muur of whatever, dan voel 'n ou net beter en lekkerder. Of skree of ja, nee. Just let it out. Jy man. raak ontslae daarvan Hou net. liewer by die kussing. Just let it out. Of hier by ons al wat ons doen is ons stap na 'n wildvreemde kollega toe soos hierdie of daai en gee hulle 'n stywe drukkie. Nou ja. Ons is bietjie later terug hier op Goeiemôre, good morning. Moet jy die weg gaan nie. Net hierna gesels ons verder. En ons sê so lank vir jou welkom met 'n heerlike koppie koffie. Goeiemôre, good morning. Goeiemôre kollega.
welkom terug. En as jy nou eers by ons aangesluit het, 'n goeiemôre, good morning vir jou ook. Ons sit nou ons oggendpraatjies voort. En julle almal weet seker wat deepfake is. Nou, dit is 'n realistiese, maar valse digitale beeld, video of klankopname wat met behulp van kunsmatige intelligensie geskep is om dit te laat lyk of iemand iets sê of doen wat hulle nooit regtig gesê of gedoen het nie. Dit kan mense se gesigte, stemme of bewegings baie oortuigend namaak en word dikwels gebruik vir misleiding, fopnuus of selfs kuberbedrog. Ons raak net al hoe meer bekommerd vanoggend. Anders as die volgende video wat 100% dan nou eg is. Ja, wil graag Kom ons dit sien. kyk. Hallo julle, Thys hier met 'n baie belangrike aankondiging. Ek is so trots op die wonderlike werk wat my kollegas Razaan, Elsa en Pieter op hierdie program verrig. So ek wil hulle elkeen graag beloon met 'n splinternuwe kar. Hulle werk so hard, so hulle verdien dit. Soos julle kan sien is hierdie my gesig en julle kan hoor hierdie is my stem. So julle hoef glad nie agterdogtig te wees nie. Hierdie is 100% waar. Elkeen van ons aanbieders kry vandag 'n nuwe kar. Thys? En Thys het ook gegaan vir 'n bietjie inspuitings en so. Ja, wat- klink goed. Of hy lag en of hy Ek het huil. op my baard ook. My vriende, dis waar hy die blyste is. Maar baie dankie. Thys, het jy die Dankie. sleutels saamgebring vir die voertuie? Ja, kollegas. Daai is briljant. Baie love dit. oortuigend. Ja, Paul nou vir die woord. Ja, maar dit lyk goed. En die paar jare jonger, maar Maar dit klink ook net soos jy. Het jy die klank op Ek weet nie, ek weet nie waar kry hulle dit nie. Dit is scary. Wys jou nou net. so dis gedokter, maar die Deense regering wil hulle burgers beskerm teen video's soos die deur wetgewing te wysig om mense die wettige reg te gee op hulle eie liggaam, stem en gesigte, en dit kan die eerste wet van sy soort in Europa wees. Nou volgens die kultuurminister Jakob Engel-Schmidt sal die verandering aan die kopieregwet binnekort vir openbare kommentaar oopgestel word en later die jaar aan hulle parlement voorgelê word. Die wetsontwerp het reeds breë politieke steun. En ek wil hom graag aanhaal want Engel-Schmidt sê, ons stuur 'n duidelike boodskap. Elke persoon het die reg op hulle eie liggaam, hulle eie stem en hulle eie gesig, en sê ook mense mag nie soos digitale fotostate versprei en misbruik word nie. Die nuwe wet sal platforms soos sosiale media verplig om ongeoorloofde digitale nabootsings te verwyder as dit sonder toestemming gedeel is, en Engel-Schmidt sê as platforms nie saamwerk nie, sal daar boetes volg of selfs ingryping deur die Europese Kommissie wees. Ja. Ernstige sake. Ja, as jy geluister het, gaan jy so 'n klein vliegie vir jou stuur. Op jou skoot sit en dan gaan jy. Maar dit is interessant want ek dink die ouens wat AI gebruik en wil wys wat dit alles kan doen, wil eintlik brag met dit. En ek meen ons het nou al 'n paar gesien van Trump en so op sosiale media en goeters en dan of mense sal vir my goed aansien dan sê ek ouens dis fake. Kan jy dit nie sien nie? Iewers sien 'n ou dit tog of as jy belese is en die nuus volg goed soos Elsa, dan weet jy mos nou dadelik. Hierdie is mos nou fake. Maar ek dink in sommige gevalle is dit baie oortuigend, soos daai video wat ons nou gesien het en ek Ja, meen dit klink ook soos maar jy. hoe teleurstellend is dit nou, nê? Julle kry nie karre nie. Thys. Ons kyk uit vir die volgende enetjie want ek dink hulle kan net so bietjie meer beweeglikheid insit. Jy kan dalk 'n koppie koffie optel of so. Dit was 'n Dis dead dan giveaway. legit. Kyk maar as daar sprake is van 'n verhoging, Ja. dan is dit nie fopnies. Nee, dan is dit nie fop nie. Verhoging en dalk so 'n bietjie later in die oggend begin. Is Ja. dit veral in die vakansie? Dink jy ons kan maar 7 uur in die oggend begin? Ek dink as dit nou by die 50ste episode kom of op hom nê, dan Ja. het ons vir 'n verrassing. Yesterday, hoorie so. Maar ek moet net vir julle sê, hier is soveel slenters wat deesdae die Ja. ding doen en veral in 'n ou se bedryf soos jy wat finansiële advies gee. Is jy nie bang ou word Ja, dit ons gebeur. Ek dink ons het nou onlangs het ons 'n scam gehad op Telegram. Jy weet waar ouens byvoorbeeld jou goeders gaan kopie en paste en dan sê hulle byvoorbeeld maar ridiculous returns en alles en dan vra mense wat naby aan jou is, dan vra hulle ja, hoor hierso, het jy hierdie gesien? Is dit waar? Want as dit waar is, gaan ek nou vir jou geld oorbetaal. So sê nee, wow, jy weet, maar ou moet regtig daar gaan kyk, dan sê platforms waar jy hierdie tipe van advies sal kry byvoorbeeld of as jy wil reageer of hulle wel betroubare platforms is. En want gewone vertroubare platforms gaan byvoorbeeld nie AI gebruik nie. Ek dink in elk geval instellings, groter instellings, finansiële instellings en dis meer wat weet, hulle staan nie kans om so gevang te word. Het ook maar seker
die IT-departement en iemand wat sulke goeders dophou. Ja. 'n Mens hoop so, maar ek dink dit bly kommerwekkend as ek nou maar weer daai woord mag gebruik. 'n Mens is opgewonde oor tegnologie, maar elke nou en dan hier by Goeiemôre Good Morning, Lyk my gaan dit gebeur. dan is ons net so 'n bietjie Net so. realisties vir 'n Ons oomblik. sal kyk as ons dalk so ietsie kan doen wat ek of jy dit dalk sê van 'n kar of 'n verhoging of laat slaap of iets in daai voegang. Vir die kollegas, ek gaan dit nie maak volgende die waar ek lê 'n bietjie in. Al wat hy soek is tuis jou baard gaan binnekort weer wees waar hy was. Nou ja, gepraat van baard en bos en allerlei lekker dinge. Hierdie enetjie is nie fake nie. Wat is die Afrikaanse woord vir fake? Ek weet nie of dit kom nie. Dis nie vals nie. Of Baie fopnuus. dankie. Ja. Glad nie. Geen fopnuus wat hierdie een aanbetref nie. Die Toyota in die Bos Nasionale Kunstefees skop met groot lekkerte af vanaf 3 tot 6 Julie in Nelspruit. Jy kan uitsien na topklas musiekkonserte, 4 ekstra kuierverhoë, die lekkerste feeskos, hoop stalletjies, toneel, boeke, 'n woelwater kinderarea en nog vele meer. Die lekkerte is net te veel. Kaartjies is beskikbaar saam met baie inligting oor hierdie fees by inniebos.co.za. As jy soontoe heen ry, wees asseblief veilig ook op die paaie en natuurlik hoe jy jou dag by Inniebos moet begin is saam met ons by Inniebos. Goeiemôre Good Morning. So maklik soos dit. Julle kan ons ook op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning. Bly ingeskakel want net hierna sit ons kuiertjie voort met onder andere die beoordelaars van die FHK se skryf het liedjie skryf kompetisie. Ene wat jy nie wil mis nie. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. oor 6 op hierdie Dinsdagoggend. Nou ja, die FHK skryf het liedjie skryf kompetisie is die ideale geleentheid vir aspirant liedjie skrywers om raak gesien en gehoor te word. Ek gesels nou met die beoordelaars van die kompetisie, Koert Groblaar, Pieter Smit en Michiel Roots. Manne, baie welkom op hierdie vroeë oggend. Julle lyk vir my vars. Ons is vars. Solank ek dit nie weer 'n keer hoef te doen hierdie week nie, sal ek dit hou, ja. Koert, baie dankie. Pieter, ek sien jou gewoonlik, jy weet, in die later deel van die aand. Ja. So ek moet sê jy lyk vars, man. Baie dankie. Ek lyk nie soos ek voel nie, maar Net so vinnig om ons kykers te herinner, jy weet, wat presies is die skryf kompetisie? Giel? Ja, die liedjie skryf kompetisie is
verjaar geskep en dit ons vier die 100 jaar van Afrikaans en hier is 'n geleentheid vir nuwe jong kunstenaars om bietjie liedjies in te skryf en ons het 'n goeie toets gekry nou 'n bietjie van wat aangaan en om nuwe talente ontdek en dit was 'n wonderlike proses om te sien waar lê die volk nou met hulle gedagtes oor musiek en so aan en wat ons wil doen is om bietjie meer diepte te skep en bietjie meer na die taal te kyk ook taalgebruik ook in liedjies en om dit is regtig net te kyk of die mense daarom nog in Afrikaans kan inskryf. Kort en wat maak dit hierdie jaar nog meer spesiaal? Wel, hierdie jaar is ons nou die 100 jaar Afrikaans wat ons nou amptelik party mense dink Afrikaans is 100 hierdie jaar. Nee, dis nie so nie. Dis amptelik op die wetboeke as 'n nasionale taal. Maar ons het nog die 150 jaar wat ook nou opkom met die GRA wat ook nou herdenk word in Augustus. So dit is 'n groot jaar vir Afrikaans. En ek het nou die dag 'n tannie gehad wat ek vir haar sê, toe sê sy, waarmee is julle besig? Ek sê, ons is nou besig met die 150 jaar Afrikaans. Toe word daar oor so groot. Sy sê, jebel, maar die tyd het gevlieg. Dat is nie nou die dag nog 100 nie. So ja, jy weet, dit is waar ons nou mee besig is. En dit is dan nou deel van hierdie hele liedjie se storie. Jy weet waarvoor ons nou dit skryf, waarvoor ons dit nou dat hoe kom ek sê waarvoor die kompetisie eintlik geloods is. Maar die plan is om volgende jaar met dit aan te gaan. So dis net 'n eenmalige. So dis 'n goeie afskop, ek meen met alles rondom die Afrikaans. Dis korrek. Pieter, jy wat ook al jare lank die ding op die verhoog en dinge doen en amazing songs al geskryf het. Waarna sal julle as beoordelaars nou spesifiek kyk in hierdie kompetisie? Pieter, as jy nou mooi kyk deesdae, gaan die meeste liedjies oor braaivleis, drank, die Bosveld en hy's daar 'n bietjie ander dinge ook waaroor mense kan skryf behalwe dit. En daar het 'n hele paar verrassings bygekom hoor. Ek moet sê ons heeltemal verras met 'n paar lekker pragtige liedjies, unieke liedjies het uitgekom het, unieke konsepte. Jy luister maar daarna. Jy luister wat die ou na die pakkie bring wat uniek is en sulke dinge. En jy kyk na lirieke. Jy kyk na 'n mooi wysie. Jy kyk dan want op die einde van die dag daai wenlied moet ook verskyn in die FHK. Wat uitkom 2029 die nuwe FHK. So ons het daarom kyk dat ons nie enige snaakse liedjie daarin sit nie. Sal iets soos 'n stukkie van 'n merwe en skep jou absoluut, ja. Hy kom sommer heel voor. Julle het seker al verskriklik baie inskrywings gekry toe. Ja, daar was heel party, daar was oor die 500 as ek korrek onthou, amper naby 600. 570. Ja, 580. 580. Ja, dit was verstommend baie vir die eerste keer. Ons nou almal geluister het. Ja. Moes julle? Ons moes. Is dit nie soos 'n potjie kos kompetisie wat alles dan natuurlik self begin klink? Weet jy op 'n stadium sit jy bietjie af aan die begin het so klink nou los jy net weer vir 'n ruk en dan gaan jy weer want dit is uitdagend. En het julle toe nou uiteindelik 'n top 10 aankon wys? Ja, ons het nou 'n top 10 gekry en die mense kan nou gaan stem, hulle kan op die webwerf gaan kyk, skryf kom ek dit .co.za en dan op die Facebook kan hulle ook gaan kyk en dan kan hulle ook stem per SMS en so aan, maar dit stop Vrydag. So en dan gaan die gurus, ons het 5 gurus, ons het Ampie, Nadine, Herman Kleinhans, Dani van Spoegwolf, John Belcher is hy is nie deel van die dit en Nadine ja. So en dan gaan die top 5 liedjies word dan deur hulle gesing en gaan opgevoer word en dan gaan ons die volk weer kan besluit wie is ons topwenners. Manne, en wat is die elemente wat nou die swaarste gewig dra? Is dit die lirieke, is dit die musiek, is dit 'n kombinasie van iets? Daar moet tog iets wees wat as dit by 'n goeie liedjie kom uitstaan. Pira, soos jy self weet, as jy na 'n liedjie luister, daai eerste 3 lyne. As daai eerste 3 lyne jou kan vang, dan weet jy kan hiermee werk. Maar almal dan het jy 'n paar lyne gehoor wat jy weet dit met alle respek. Ja. Daai goed met jou vang van die begin. Maar onthou, dis nie net ons 3 nie. Ons is 'n groot paneel wat die liedjies beoordeel. Daar's nog Salas, jy weet, Salas is daarso is Anna Davel, daar's Janie Moelman, daar's Monica Marie, Lucas Marie se dogter. Daar's 'n hele klomp mense wat luister na die liedjies. Ek dink ons is 12 of 13. Ja, dit was Julle was daar die vroeë oggend uitnodiging dan. Ja, ons was die dommes. Ons het die memo te laat gekry toe almal al 9:16. Hierdie liedjies wat julle nou beoordeel het van die top 10, is dit nou soos wat dit gaan gebeur of gaan daar nou nog 'n bietjie geworkshop word aan hulle ook? So hulle gaan nou werk saam met die gurus en dan gaan die gurus nou direk met die liedjieskrywers werk en dan gaan hulle 'n bietjie skaaf en weef aan die ding en dan gaan ons sien waarmee want dit met natuurlik nou by die kunstenaar pas ook, verstaan? Soos so hulle gaan skaaf en weef, regte note kry.
dit mooi maak. Dis 'n lekker deel, is 'n lekker kreatiewe proses. Wat beteken dit vir julle ook om deel te wees van hierdie proses? So, dit is 'n reuse voorreg. Dit wys jou dat dank erns is reg in jou lewe dat mense kan dink jy kan nou mooi of 'n lelike liedjie luister, maar ek meen dit is maar net 'n reuse voorreg. Hoe lyk talent in Suid-Afrika? Geel kort. Wel, ek moet eerlik sê, nie so wonderlik soos ons gehoop het nie. Die talent is daar, maar dit is sluimerend. Ek kom agter baie wat ingeskryf het, weet nie regtig hoe om 'n liedjie te skryf nie. Almal dink is maklik, dit is nie. En baie van hierdie liedjies het, soos ek sê, dis daai goed, dit soos die Karoo, dit gaan net aan. Daar is niks dinamiek nie. Hy gaan nêrens heen nie, hy begin ook nêrens nie. Maar dit is ook goed om dit te weet, want nou weet ons wat om te doen. En daar gaan nou definitief van volgende jaar af, van die FHK se kant af, gaan daar skryfskole wees, om hierdie mense te begin skool. En weet jy, dit is so belangrik, want as ek nou sien met die skrywersgilde wat dit ook begin het, en daardeur het hulle baie skrywers begin oplewer. En die Afrikaanse RSG wat nou die drama kompetisie het, hoe die dramas verbeter het. So ja, ek dink dis net wat ons moet doen. Manne, baie dankie vir die vinnige inloer. Ons gaan nou 'n heerlike koppie koffie saam met julle geniet. Sterkte, en ek hou duim vas, mag die beste liedjie wen. En dankie dat julle ook julle passie vir Afrikaans en dit wat julle alles weet van musiek kom deel en oordra aan 'n nuwe generasie. Ja, baie dankie. En asseblief die publiek moet stem. Julle moet gaan stem, skryf van .co.za, né? .za, ja. Moet jy nie weggaan nie, ons gaan 'n bietjie later ook verder gesels en net hierna is dit nou tyd om die geldsaake te bespreek. So dis van musiek na geldsaake. Bly jy net waar jy is en onthou om te gaan stem vir die Skryf het liedjie skryf kompetisie. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. I lost my mum a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Enkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Enkanda. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Welkom terug. Suid-Afrika het onlangs 'n lening van $1,5 miljard van die Wêreldbank bekom om vervalle vervoer en energie-infrastruktuur te pak. Thys gesels nou met Elizay Kutse, 'n gesertifiseerde finansiële beplanner van Everest Wealth. Dankie Elsa en welkom aan Elizay. Dankie Thys, lekker om weer terug te wees. Daar sê ek dink jy sit hierdie sitplek lekker vol en ons waardeer jou kundigheid natuurlik. Maar vanoggend gaan ons 'n bietjie nuus gesels. Soos wat Elsa gesê het, ja,
1.5 miljard dollar. So wat beteken dit vir Suid-Afrika natuurlik, die Suid-Afrikaanse beleid rondom skuld en die druk wat dit op ons ekonomie kan plaas moontlik? Ja, so hierdie lening gee vir Suid-Afrika 'n groot fiskale ruimte. So dis eintlik broodnodig op die einde van die dag daarvoor. So die 3 jaar grasietydperk wat die skuldterugbetalingsreël dan natuurlik is, verlig eintlik die staatsskuld se terugbetaling en dan sal dit stabiliseer oor die lang termyn. So dit stuur ook basies maar syne uit vir internasionale beleggers dat ons fiskale beleid bietjie meer, beter bestuur word op die einde van die dag, wat dan moontlik buitelandse beleggers lok na Suid-Afrika om hier te bestee. Ek het self wat die berig ook gelees en goeters en wat vir my interessant was is dat hulle gesê ja, dit is juist vir infrastruktuur bietjie na Transnet se kant toe en natuurlik Eskom. Want ek dink jy daar is baie belangrike elemente, jy weet, vir ons groeiende ekonomie. Maar as ons weer eens daarna ook gaan kyk, ek dink die belangrikste deel van Suid-Afrika is op hierdie stadium ja, is infrastruktuur en om Eskom aan die gang te hou, maar is natuurlik ook werkskepping. So wat kan hierdie beteken vir werkskepingsgeleenthede? Ja, soos hawens, spoorweë en energie natuurlik, soos jy genoem het. Dit kan nywerhede half, jy weet, laat groter produktiwiteit skep, handeldryf bietjie meer bevorder en op die einde van die dag, jy weet, vir ons landsekonomie bietjie meer dryf na 2% se groei te waar ons wil wees op die einde van die dag. Ja. Ek dink op hierdie stadium as ons gaan kyk, jy weet, ons is skaars by 0,2 of 0,1% en natuurlik het die Reservebank dit ook afgegradeer waar ons gemik het vir 1,6 na onder die 1%. Ja. So ek dink as mense na daai elemente gaan kyk, jy weet, en dan sien 'n ou berigte soos hierdie dan dink ek daai diep asemhaal. En maar as hy weer eens gaan kyk as dit vir die regte goeders gaan, dan is hy half positief oor dit. Maar weer eens as ons ook gaan kyk, ons het eintlik vervalde infrastruktuur, as ek dit so kan noem. So daar's 'n klomp elemente in Suid-Afrika wat eintlik nie hoef geherstel te word of om te herbou te word op die mate wat dit was nie, maar dalk selfs te fokus na 'n nuwe tipe van tegnologie soos groen energie en groen maniere van vervoer. Wat is jou opinie rondom dit? Dus kyk, hierdie lening is eintlik die regering se manier om die verbintenis tot volhoubaarheid in hierdie tipe beleggingsstruktuur te fokus. So ons wil groei in die beer, ons wil langtermyn beleggings in die beer en buitelandse beleggers lok na Suid-Afrika. So op hierdie stadium, jy weet, as dit goed bestuur word, kan dit 'n goeie voordeel wees, maar jy weet, in ons land met die politieke invloed en goed is dit nogal 'n moeilike ding, want jy weet, word dit goed bestuur in elk geval? Nee. So, jy weet, gaan dit 'n goeie effek hê? Op die einde van die dag is dit goed. Dit moet net reg bestuur word. Dit is eintlik die punt waarop ek moet raak, ja. Ek moet sê, ek het gisterand ook die nuus gekyk het en ja, Elsa, ek kyk die nuus, is dit nie glo nie. Maar op die 7 uur nuus het ek wel gesien, ja, daar was arrestasies geweest wat by die Transnet betrokke was. En waarvan onder andere Onnoy Singh was een van hulle wat ook gearresteer was, wat ook natuurlik die voormalige CFO was van Eskom, en wat betrek geword het nou selfs by Transnet. En snaaks genoeg is R50,000 se borgtog was toegestaan. En as ek dit nie mis het, en ek so 2 jaar terug, toe was ek op 'n internasionale vlug geweest, toe was hy op dieselfde vlug, en hy toevallig, ek dink ook besigheidsklas gevlieg, so by the way. Net so interessant, maar never mind, wie's ek nou om nou iets te sê wat negatief is? Kom ons gaan na artikel nommer 2 toe. So daar kyk ons wel 'n bietjie wat dryf die huidige wêreldwye beleggingsbelange en natuurlik skuldbeleggings van opkomende markte en hoekom sien ons dat sulke invloed van kapitaal na markte eintlik 'n positief kan wees? Ja, so die FSA se dollar verswak en inflasie is besig om te stabiliseer op hierdie stadium. So as jy kyk na die langtermyn na internasionale markte en beleggings wat eintlik 'n hoër opbrengs dan nou bied, wanneer hulle kyk na jy weet, lande wat, soos Suid-Afrika byvoorbeeld, bied 'n beter rentekoers aan vir buitelandse beleggers. So mense is besig om te soek na daai tipe goed, veral in internasionale markte. So trek hulle na ons toe, gee 'n beter rentekoers. Jy weet, aantreklike rentekoers sal net voordelig wees vir ons op die einde van die dag. So dit skep ook 'n tipe van 'n goue lokkies effek. So wanneer jy kyk na geweldige lae tipe risiko met belovende opbrengste op die einde van die dag, ja. Kyk, as 'n mens ook na daai tipe van goeders gaan kyk, dan kyk hy byvoorbeeld na 'n tipe van 'n mate van 'n skuldbrief of 'n debenture of some sort of 'n staats effek of wat ook al die geval mag wees, maar ek sê 100% saam met jou. Maar as jy byvoorbeeld gaan kyk kredietgraderings, jy weet,
op hierdie skuldbriewe byvoorbeeld is baie belangrik ook om daarna te gaan kyk. So Amerika het nou onlangs eintlik 'n negatiewe skuldafgradering gekry. Jy weet waar hulle gewoonlik 'n AAA is, dink ek hulle is nou 'n AA-, as ek kan verkeerd wees, maar daar was definitiewe afgradering gewees, maar dan trek dit jou na ander lande toe, soos byvoorbeeld wat jy nou sê, dis al heel anders. Dan gaan hulle byvoorbeeld na ontwikkelende lande, soos Suid-Afrika, Brazil is baie wat so aantreklik ook, Ecuador, jy weet so meer na Suid-Amerika se kant toe, want die ouens gaan chase yields, soos wat jy sê die goue lokkies, maar nou basies jy weet gaan kyk ou byvoorbeeld maar as daar iets soos dit in Amerika, jy weet wat my dan ook die hedge gee van die rand-dollar effek ensovoorts, maar as jy byvoorbeeld gaan kyk na Suid-Afrika met 'n staatseffek van Suid-Afrika in 15 jaar bonds is baie aantreklik, maar weer eens dis 'n gryslys tipe van bond teen 'n junk status kredietgradering. En nou moet baie keer daarna ook kyk, wat is jou opinie? Weet jy, op die einde van die dag wil ons dit bevorder. So oor die langtermyn voel ek dis definitief voordele daarin. Wanneer ons kyk na risikovertraging en al wat tipe gaan. So kyk na jou horison, kyk na jou tydperk waarna jy moet belê. Weeg die risiko op. Daar is natuurlik politieke risiko ook, rentekoers, wisselvalligheid, opbrengswisselvalligheid. So hierdie is 'n definitiewe langtermyn opsie wat jy kan oorweeg. Dis nie 'n korttermyn vinnige ryks word tipe opsie nie. Maar ja. Maar as jy byvoorbeeld kyk om jou woorde aan te haal, jy weet die Goldilocks in die mark nou, jy weet in die goue lokkies. Is dit basies jy weet iets wat aantreklik is en is dit volhoubaar? Ek voel dit kan moontlik volhoubaar wees as dit reg bestuur word natuurlik. Ja. So ja, dit is maar die hoofuitkoms van hierdie hele ding. So bestuur dit reg op die einde van die dag. Net soos jou portefeulje ook reg bestuur moet word. So belastingvoordele. Ek en jy is so slim. Okay, en ek gesels so lekker met jou, maar ons moet nou gaan. Okay, Els Baie dankie Thys. Jou en Elisay se kennis is beslis besigheidsklas en glad nie rommelstatus nie. Jy kan ingeskakel bly want daar is nog baie om na uit te sien in vandag se program.
Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ek dink ek het onlangs my nuwe gunsteling koffiewinkel ontdek. 'n Plek wat jou beslis soos die katjie van die baan sal laat voel. Kyk gou saam. Die meeste van ons voel soos die kat wat room gekry het na 'n lekker kuier by ons plaaslike koffiewinkel. Maar na een besoek by die Woodrock Cat Cafe in Kyalami, sal jy vinnig weet wie katjie van die baan is. The Cat Cafe it was really developed for us to fulfill the mental health perspective. So Woodrock Animal Rescue, through COVID, we started a pillar called Pause at Work. It just helped so much, and we wanted an element where individuals could also benefit from that. We have incredible Wi-Fi, so you can come through during the week and you can actually work here. If you're working from home and you come here, you sit, you relax, you engage. We have many people come here doing team builders. We have people that are coming here we've had parent teachers. We've had people that are meeting online, and this is a safe space for them to come and meet for the first time. It's, if you're a lonely cat person as well, come through anything. If you're a person that loves animals, come to the Cat Cafe. Die kafee is gevul met gemaklike banke, mooi kunswerke en meer katte as in 'n Andrew Lloyd Webber produksie. We have the best, most epic ambassadors at our Cat Cafe. We have Cammy, who's our resident lap cat. Say hello. The guys meet Cammy. He's definitely one of our big ambassadors at the Woodrock Cat Cafe. Who else are ambassadors? We've got Frankie, and I'll show you Frankie shortly. Frankie actually lived in a park for 6 years. Some people that used to feed him, they noticed that something wasn't right with him, and they took him to the vet, and he had a huge abscess on his neck. He actually nearly lost his ear. She then contacted me, and she said, will I take him in? And us being fiercely pro-life, we said, of course, let him come to the Cat Cafe. So that is famous Frankie, and he's got sass, he's got looks, he's got the full package. We also have Ollie, and Ollie is he has got a character and a half. He's a showpiece, a showstopper. He is actually quite a big boy, and then what he does is he jumps onto the fencing, and then when he's had enough, although he's like super capable of jumping off and, getting down the normal cat way, he stands there like a king and he shouts, meow, meow. And of course, everybody runs with the chair, and he, in a palatial, slow rate, he walks into the chair and wants to be carried down. I think he thinks he wants to be part of the Lion King or something. So that is Ollie for us. Ons het besluit om hiernatoe te kom want dit is so 18de verjaarsdag en sy is mal oor katte, en hierdie is die beste plek vir iemand wat van katte hou. Ek love om net katte oral om my te hê. Ek sou baie bly as ek kon. En ek het regtig gehoop dit gaan comfortable wees en dit gaan cozy wees, maar ek het nie 'n klou gehad wat om te verwag nie, though hierdie het my expectations totally verbygegaan. Ja, dit was amazing. Dit was 'n bietjie van 'n verrassing vir hom, maar ja, al die verwagtinge is oorskry. Die katte se werk is eenvoudig om gepamperlang te word, met 'n span wat na al hulle behoeftes omsien, soos magies wat gevryf moet word. I am sitting with Frankie, our most lovable boy, sweetest boy in the world. He used to hide underneath this couch when he came here because he lived feral for so long. And now he has become so relaxed and he's a lap cat now. It's the best feeling in the world. Honestly, every time I come to work, I greet every single cat, and that's the best part, just seeing them, getting to play with them, and also getting to see all their unique personalities because they're all so different. We have people coming here inquiring about how they can adopt a cat. These ones aren't up for adoption, but we let them know that we have so many scores and scores of animals at our farm, whether it's cats or dogs or anything that are up for adoption. So definitely a lot of people go there. And also the puppies that come on Saturdays and Sundays, they attract a lot of customers as well who are actually coming to the Cat Cafe but are considering getting a puppy as well. So that's always lovely to see. So met toegangsfooie wat aangewend word om vir diere by die Woodrock Animal Shelter te sorg, is almal welkom om vir 'n middag by die katkafee te ontspan. Tensy jy 'n muis is, dan sou ek liefs wegbly. Ek dink ek is verlief. Wat 'n katastrofe. Dis nou tyd vir jou sport saam met Arnold Keerts. Goeiemôre, good morning. Sekerlik die enigste plek in die hele wêreld waar jy toegelaat word
om katterig te wees, maar dis 'n storie vir 'n ander tyd. As jy nou net by ons aangesluit het, baie lekker om jou saam te hê. Today our focus is on athletics, and in fact this week as well, I'll tell you about that at the end of this, but we're speaking with professional athlete and also chairperson of the Athletics South Africa Athletes Commission, Kesa Moletsani, who speaks to us directly and live from Bloemfontein. Kesa, good morning to you, and really thanks so much for joining us. Really good to have you with us. And Kesa, first thing, I wanted to congratulate you before we even talk athletics with your 2025 Young Leaders Award for Sport, Culture and Environment. Congratulations. Is that something that you ever saw coming? Good morning, Arnie. Thank you so much for having me, and a very good morning to all your viewers back at home. It is a great pleasure to be here, and I'm really thankful for, the award that I've recently just gotten. And I wasn't really looking into that, but I think it came as a surprise. But I think, when hard work finally pays off, it's really humbling at the same time, because I really feel like a lot of people out there are looking at my job, and they are very much appreciative of what I'm doing and offering to South African sports. You are very involved with COFSI sport in particular at the University of the Free State. What is your job description in that part of the world these days, Kes? I am currently the sports manager for athletics at COFSI Sports at the University of the Free State. So I'm pretty much the leader of the pack, and I'm actually just directing the team into the right direction at the moment. You've had an incredible career as an athlete, and I say had, I know you're still really hard at it, but not as intense as what it was once when you were able to be triumphant in the Spa Grand Prix women's race, etc. Just talk to that for a second for me. How hard are you still training, and how are you able to do everything else that you're doing on the admin side, as well as keeping things on the road and on cross country and track? Things have taken a different turn at the moment. I don't run as much as I used to. I'm still very much active. I'm still attending races. I'm still training. It's just that, at the very beginning of the year, I just tried to get my team into the right direction as far as the University Sports South Africa is concerned. And I'm just looking into going back into my running career as well. I just wanted to stabilize the situation, and I was recently elected as the Athletics South Africa's chairperson of the Athletes Commission as well. So I think I was more focused or bending towards my leadership positions and my, my 9-to-5 job, but I haven't really left running as yet, and I'm not gonna leave it as soon. So I'm really going back, because I've already completed my very first Spa race in Cape Town in March, and I'm looking forward to the next races. Looking forward to seeing you there very soon as well, KC. But I also wanted to hear from you. You must have some very interesting insights into what it is that has brought women's athletics to the fore. And I say athletics as a whole, I'm talking cricket, rugby, etc., as much as what it's happened over the last 3 or 4 years. What do you think that is? Well, we are finally getting the exposure that we've always wanted and we've always deserved. I think, past experiences have taught us that we weren't as appreciated as we are now. And I think it was very important for us to advocate for these women, to also be seen and be appreciated for what they are offering for the country, especially in South Africa. And finally, we've broadened up, conversations around their paychecks and their remuneration in what they are doing, and just generally how the media conducts itself around women's sports and women in sports. I think the exposure is doing just so much justice to South African sports as well. So I think from the past 4 years up until now, things are getting better and they are headed into the right direction. I can attest to this because I've seen it happen. Just not in athletics as a sporting code, but throughout South African sports. I think we are finally just going into the right direction, into appreciating what they are offering, just like the counterparts in athletics as well. And then, Casey, an important one for me, and I'm sure for all athletics fans, there has been a massive, huge surge in athletics as a whole, track and field in particular. What do you attribute that to? Because you're there in the engine room.
Yeah, track and field has they have really leveled up. I think we are matching international standards at the moment because we're having really a very great development system in South Africa that is trying to close all the gaps that we've had previously. I think currently our development team that will be leaving in a week and a half to World University Games is actually one of the powerhouses of athletics, especially track and field, because we have produced quite a number of great athletes. I mean, our world junior champion is also there, Walaza. And I think even more of them are still coming up in the ranks, and they are contributing, making sure that we are leveled up to the stage where we have to be in terms of athletics, across the world, because we've seen it in the past few years that they've brought so many medals back at home, and we're really just living up to the standard that South Africa is at the moment. And we are really an intimidation to other nations at the moment, but I think it's kudos to them. They've worked hard to get to where they are, and they deserve all the credit. All the credit goes to all the athletes, all the coaches, and all the management that has made sure that our development system is finally getting back to track after such a long, dry season of athletics in South Africa. Kesa Malitsani, always a pleasure to talk with you. Thank you for your time, coming from the most beautiful city in the whole world, Bloemfontein. Kesa, weer eens baie dankie en sterkte daar. Sy doen wonderlike werk in daardie deel van die wêreld. En so gepraat van lange afstand atlete, hulle maak hulle sterk daar in Bloemfontein. Want ek wil jou net herinner, môreoggend net omtrent dieselfde tyd praat ons met nog een van daardie legendes, Zola Budd. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutique.co.za. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars.
Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Welkom terug by Goeiemôre Good Morning. Dr. Kirsten de Tooy spesialiseer in kinderberading deur spel- en perde-gesentreerde terapie. En ek gesels nou met haar oor hoe haar praktyk kinders met emosionele uitdagings in hulle lewe help. Baie welkom, ek is maar opgewonde oor hierdie gesprek. Baie dankie. Nou Dr. Kirsten, wat presies is spelterapie? Ek dink dis 'n baie goeie vraag want baie mense raak nog te mekaar vandag. Ja. Dit is 'n mate van terapie wat ons gebruik, 'n medium in terapie om by kindertjies uit te kom met enige emosionele en gedragsprobleme om met hulle te werk deur middel van speel. So dit het niks te doen met spelling nie, wat baie mense nog gaan dink, maar dit is eintlik play therapy. So ons bereik hulle van 'n klein ouderdom af. Dan bereik ons hulle deur middel van terapeutiese tegnieke om by hulle emosionele uit te kom en om by die waarheid uit te kom en hang af nou of wat 'n situasie dit is. So spelterapie is maar vir 'n kleintjie vanaf so 20 maande oud af waarmee ek spesialiseer. Jou meeste praktyke gaan begin eers hier op so 3 jaar oud, maar ek begin met hulle op 20 maande oud en die terapie gaan voort tot optrent maklik nou sal ek sê vandag se ouderdom so by 11 jaar oud. 11, 12 jaar oud. Ons kindertjies het mos 'n bietjie ryper geword vandag as in die verlede. Maar jou spelterapie pas jy toe met enige kleinkind of 'n laerskoolkind. En wat is die mees algemene probleme waarmee jy by jou praktyk te doen kry? Weet jy, ek dink die meeste probleem vandag met ons tye waarin ons vandag leef is dissiplineprobleme en woedeuitbarstings, baie erge tantrums. Ouers wat kinders net nie verstaan nie, hulle ken nie hulle temperamente nie, so ons werk ook maar met temperamentanalises om ouers daarmee te help hoe om hulle te dissiplineer, hoe om hulle kind te verstaan, hoe om hulle liefdestale te verstaan en hoe om met hulle te werk. Natuurlik kry ons ook baie traumagevalle soos egskeiding. Ek het 'n baie hoë egskeidingssyfers in die praktyk. Kindertjies wat deur selfbeeldprobleme gaan, kinders met baie emosionele waagmoed. Ek dink 'n ding wat ook baie toegeneem het is van na COVID tyd is kinders met skeidingsangs. Dit kry ons ook vreeslik baie met kindertjies wat net nie meer kan skool toe gaan nie, wat regtig sit met emosionele uitvalle en probleme. En natuurlik is die veld baie wyd, kinders wat deur trauma gaan. Kinders wat in 'n karongeluk was, wat 'n ouer verloor het, wat 'n troeteldier verloor het. Kindertjies wat angstigheid het van natuur in hulle temperament, wat naalskou. Kindertjies wat sukkel met toiletgewoontes. Weet die veld is so wyd. So ons sê eintlik altyd enige emosionele gedragsprobleme by kinders, maar in opinie is ek dink op die oomblik die meeste kindertjies wat na my toe kom met maar skeidingsangs en die meeste is maar jou egskeidinggeval ouers, kinders wat deur trauma gaan. En hoe lank duur hierdie sessies en hoe gereeld moet 'n kind jou dan nou kom sien? Weet jy, die spelterapie werk gewoonlik so, ek hou daarvan om natuurlik altyd eers die ouers te konsulteer, om met die ouers 'n goeie agtergrondinligting te kry. En dan spelterapie is so 45 minute tot 'n uur lank per kind. Klein kindertjies probeer ons bietjie meer gereeld per week te sien, so 2 keer 'n week. Dis nou jou onder 3, 4-jarig is, maar 1 keer 'n week is voldoende. Hulle kom gewoonlik vir 'n reeks van so 6 tot so 8 sessies. En dan na die 6 tot die 8 sessies het ek natuurlik vir die ouers 'n ouerleidingssessie. Ons gee hulle vaardighede aan hoe om hulle kinders dan te verstaan, die probleme te hanteer. So ek is nogal 'n baie praktiese terapeut vir die mense wat my ken. Ek hou daarvan om praktiese vaardighede te gee vir die ouers, want ons help. Ons is die medium om daar te help, maar sodra daai kleintjie uit die praktyk uit moet stap, moet die ouers kan vaardighede kan hê om daai kleintjie groot te maak. Want ons is nie altyd daar as 'n krik nie. Sekere gevalle is langtermyn. Daar is kinders wat regtig langtermyn kom. So dis moeilik om vir jou te sê hoe lank, maar ek het kinders wat oor 'n jaar kom vir terapie of langer of 1 keer 'n maand, maar oor die algemeen is dit 'n weeklikse terapie afspraak. Nou ek weet daar's 'n hamster ook betrokke, maar hoe lyk so 'n tipiese sessie? Okay, weet jy wil jy nou vra oor my hamster, my dier in die praktyk? Weet jy nee, 'n spelterapie gaan maar daar, jy moet die kind natuurlik eers op sy gemak maak. Mense wat my ken, weet ek is eintlik 'n plaasmeisie. So ons is baie lief vir diere. Die praktyk is natuurlik ook op 'n plot geleë, want ek gebruik ook perde in die terapie. Maar die hamsters is net 'n koneksiepunt in die praktyk. As ons sien 'n kleintjie kom nie in nie, dan is ou Pip en Buttons reg daar vir hulle. So ek het genoeg oor hulle gebid dat hulle soet is en dat hulle mooi saamwerk, maar ek moet vir jou sê vir die afgelope jaar gaan dit baie goed by die 2 hamsters in die praktyk. Maar so 'n tipiese sessie is maar jy maak die kind op sy gemak. Dit is regtig aan die begin eers speel. Dis 'n ysbreker, dit is sensoriese spel, dis klei maak, net om hulle op hulle gemak te kry en natuurlik deur die tyd van die terapie
kom daar tegnieke in wat meer terapeuties is. So dis nou nie ouers betaal net vir 'n speelsessie nie, maar ons bereik die kind so, want onthou 'n kind gaan nie soos ons twee praat nie. Ja. So hulle moet eers verhouding met my bou en hulle moet van my hou en ek moet van hulle hou. Ja, dit is belangrik. Ons het 'n mutual verhouding hier aan die gang, ek en 'n kind, as ons begin werk. En ek dink dit is moeilik vir die kinders om van jou te hou nie, maar jy het nou verwys na die perde. Wat presies behels daai terapie? Okay, die perde is ook net 'n medium in die terapie wat ek gebruik. Ek het dit so in 2010 begin. Ek is nou al so 26 jaar in my praktyk, maar ek het in 2010 net daar net vir my 'n deur oopgegaan wat 'n baie naby vriendin van ons gesê het, Kirsten, begin met perde in jou terapie as 'n emosionele koneksie. So hulle ry glad nie perd nie. Die perde word net gebruik vir uit en uit gaan drukkies gee, gaan vryf, gaan stap in die natuur. Ek is 'n baie buite persoon en ek het agtergekom ek kan nie in 'n kantoor net sit die hele dag en werk nie. Ek hou daarvan 'n bietjie uit te gaan en self ook ek het ook 'n besige natuur van nature, so ek verstaan kinders wat baie besig is. En die perde is net 'n koneksie. So ons gebruik hulle om liefde te gee. Die perde is nie iets wat vir jou kan kritiek teruggee nie. Veral vir my kindertjies wat deur baie trauma gaan, veral verlies van 'n ouer, is daai perde net 'n koneksie om 'n bietjie vas te hou. En dis baie moeilik om te verduidelik, maar daai koneksie wat 'n perd en 'n mens het is ongelooflik. As jy sien hoe daai kinders ontspan en hoe my grootkinders, my tieners met wie ek ook werk, as hulle eers gaan buite stap en hulle stap binne en hulle wou nie in die praktyk oopmaak nie. Ons gaan stap net. Ons gaan pluk blomme, ons gaan gooi klippe, ons stap perde toe. Maar daai koneksie met die diere is ongelooflik wanneer begin hy kinders oopmaak. So ek het regtig 'n passie nogal vir die buitelewe en die diere. So dis glad nie terapeutiese ry, soos wat party ryskole ook het nie. Ons doen nie, ek doen nou nie dit nie. Jy bied ook ouerleiding aan. Wat presies behels dit? Okay, die ouerleiding is deel van die praktyk. So as die ouers by my ingeteken is vir hulle terapie sessies vir hulle kindertjies, dan gaan hulle natuurlik inskakel vir ouerleiding na die tyd wat ons maar natuurlik die probleem aanspreek. Ons gaan natuurlik die kleintjies se temperament bespreek en die raad en die leiding. Maar ek het in so 2008 het ek begin met 'n ouerleidinggroep vir die gemeenskap. Dis 'n gratis groep wat ek gestig het, een keer 'n maand in die ooste van Pretoria. Enigiemand is welkom om by te woon. Dit is beskikbaar op ons Facebookblad en op my Instagramblad. Maar dit is 'n ouerleidinggroep waar ek ouerverwante temas bespreek met ouers. En die doel van dit was eintlik vir my vir mammas of pappas wat nie tyd het vir terapieafsprake of die geld het nie. En dit is maar my saad terug in die gemeenskap om hulle te help. So dit is baie wyd. Dit kan gaan van potty training tot die aggressiewe kind tot die hiperaktiewe kind tot temas wat ons bespreek, buitemuurse aktiwiteite, emosionele en natuurlik geestelike groei ook van ouers wat ek dink baie belangrik is. Nou, baie ouers wonder of ons nie dalk te veel vir ons kinders doen nie en ook, jy weet, wanneer hulle verantwoordelikheid of verantwoordelikhede aanleer. Wat het jy daaroor te sê? Ja, ek dink 'n groot ding vandag se tyd, ons as ouers is besig. Ouers is baie besig vandag, al hoe meer ouers werk. Beide mamma en pappa is vroegoggend in en vroegoggend uit, laat aand weer terug in. En die kwaliteit tyd raak al hoe minder vir kinders. So kinders se emosionele flessies word leeg, hulle behoeftes. Weet jy baie interessant is navorsing, onlangse navorsing van Amerika het gesê jy het 90 minute per dag tyd nodig per kind vir kwaliteit tyd. Maar volgens my navorsing wat ek 'n paar jaar terug gedoen het ons agtergekom 20 minute per dag is eintlik wat 'n kind nodig het om daai emosionele flessie vol te hê. So kwaliteit tyd en verantwoordelikhede loop hand aan hand saam. Want as jy gaan tyd spandeer met jou kind, gaan jou kind begin leer om 'n verhouding te bou met jou as ouer en verantwoordelikhede hê. So ek wil tog sê die verantwoordelikhede word weggevat vandag want ons is besig en ons is haastig en ouers trek kinders aan en hulle pak die kosblikke en hulle haal die tasse in die middag uit die kar uit. En daai vaardighede leer ek dan nou ook vir ouers in die praktyk om te sê, maar watter verantwoordelikhede is ouderdoms toepaslik vir elke kind? En 'n kleintjie kan van 18 maande af al iets begin doen. En want hulle verstaan baie mooi wat reg en verkeerd op 18 maande. So en ouers dink net hulle kan nie verantwoordelikhede nie, hulle moet al. So verantwoordelikhede speel 'n belangrike rol. Het jy enige praktiese wenke vir ouers wat miskien ingeskakel is na aanleiding van wat hulle kan doen om daai kwaliteit of gehaltetyd toe te pas? Ek sê altyd ons kan nou nie meer terug in die ouer dae gaan nie, ek nou my ouderdom nie weggee, maar toe ons kinders was het jy kouse gerol saam met jou ouers in die aand, ek weet nie of julle dit onthou nie. En kouse gerol en jy het wasgoedmandjies gepak en jy het die wasgoed gaan pak in die kaste. En vandag word dit vir jou gedoen. En so jy kan nog steeds sulke aktiwiteite hê met die ouers in die middag. Liefdestale is my baie belangrik. As jy weet jou kind hou van drukkies en jou kind hou van vashou, dan natuurlik gaan jy daai tyd bietjie kwaliteit tyd saam met jou kind spandeer. Behalwe te gaan skool buite, bietjie te gaan stoei op die mat. Ouers wat betrokke raak met 'n sportaktiwiteit, so stoei, ons is 'n groot stoei gesin. Pappas wat in die middag, laatmiddag saam met hulle kindertjies kan stoei toe gaan.
Alles daai is deel van kwaliteit tyd, maar as jy daai 20 minute per dag aktiewe spel kan hê met 'n kind of dit nou tee saam is en koekies maak, dit gaan al klaar hy kind se flesie vol maak. Al werk ouers voldag. Nou kyk, tyd is een deel daarvan, maar is daar enige ander raad of wenke wat jy miskien met ouers wil deel? Ek dink 'n baie belangrike ding is kommunikasie. Dit is iets waarvoor ons ook nie tyd vandag het nie. Ek is 'n groot voorstander dat ouers nog moet probeer om aan 'n tafel te sit en saam te eet. En ek sê altyd vir ouers in agneming waarmee ek werk met temperamente en sekere kinders wil dalk nie speel nie of sekere kinders wil nie praat nie, maar ons vorm ons kinders. Hulle is mos in hulle vormingsjare. Dan kan jy as ouers daai wenk gebruik van elke aand om 'n tafel te sit en te sê, wat was jou kroontjie vandag? En wat was jou twintjie? Kom ons praat 'n bietjie, wat was jou hoogtepunt en wat was jou laagtepunt? En dis my 'n aspek wat vir my amper die kern is van ouerskap. Want as jy daar gaan praat, gaan jy jou stil kind leer om te praat. Jy gaan jou kind wat verskriklik baie praat leer om bietjie stil te bly want die ander een moet 'n beurt kry en jy gaan jou kind leer wat dink hy weet alles. Net sê dis baie oulik wat jy gedoen, maar kom ons hoor gou wat pappa of boetie of mamma se hoogtepunt van die dag. So vir my gaan dit maar oor eenheid en kommunikasie en natuurlik huisreëls dat hulle moet weet wat hulle verwagtinge. Dan gaan alle kwaliteit tyd en verantwoordelikhede saam insmelt. Waar kan ons kykers meer inligting in die hande kry? Weet jy wat, hulle is altyd welkom om my te WhatsApp, hulle is welkom om my te e-pos. En ek is nou nie so groot op die sosiale media nie, maar ons het 'n praktyk Instagram en 'n Facebookblad waarop ouers inligting kan kry van die ouer leidinggroepe wat ek gratis aanbied een keer 'n maand en natuurlik praktykafsprake gaan hulle direk vir my kontak. En ons het nou net 'n paar sekondes oor, maar ek dink die belangrikste is dit wat ek kan agterkom na aanleiding van hierdie gesprek is dat daar altyd 'n oplossing is. Ek dink mense moet jou maar net kom raadpleeg. Dankie dat jy vanoggend met ons kom kuier het. Baie dankie Elsa. Nou bly ingeskakel want net hierna gesels Pieter met die sangers Henro en Schwabe oor hulle nuwe enkelsnit en maak ook seker jy gaan volg ons op die sosiale media platforms Facebook asook Instagram. Ons is nou weer terug.
12 minute oor 7 en gewoonlik hierdie tyd van die oggend is dit mos nou bietjie wat ons met die kunstenaars gesels of kyk wat gebeur in die kunstenaarswêreld. Nou ja, baie jong seuns droom daaroor om te voel hoe dit voel om daai groen trui aan te trek en vir die bokke uit te draf. Ja, en dit is die droom waaroor die sangers Tino, Henro en Schwabi in hulle nuwe enkelsnit Boktrui sing. Ek gesels nou met twee van die manne, Henro en Schwabi. Goeiemôre, good morning. Goeiemôre. En ek sien daar is daar 'n boktruitjie so half moet verteenwoordig. Baie goed. Ek hou van die authenticity van daai enetjie. Dankie. Luister, baie welkom. En waar is Tino vanmôre? Nee, hy het ongelukkig akademiese verpligtinge gehad. So hy kon ons nou nie vergesel op hierdie trippie van ons nie. Maar ons weet hy's hier in die gees. Hy is. Ek weet mense ken julle ook natuurlik Henro vir goeie ou, né? Yes. Ja. Sing net vir my so 'n stukkie van goeie ou. Hoe gaan hy nou weer die Ja, hy is 'n goeie ou. Het net 'n slegte verlede. Baie dankie my vriende. Ek is bly as julle dink ek's 'n goeie ou. Julle kom van ver af. Henro, jy is van oorspronklik Appington, maar bly al so 'n paar jaar in George. Ja. En jy is so daar. daar Ek bly daar in Mosselbaai. Ja. So ouens, die meeste van die werk is maar hier in Gauteng. Het julle nou al die plekke verruil? Ja nee, ons word kort herinner dat ons moet maar eintlik 'n skuif hierdie kant toe maak, maar dis so lekker daai kant. Ja. Ons kan nie baie sê nie. Hoe het julle paai gekruis? Ek meen by dieselfde instansie geswat. Swat julle nog? Ons het eintlik nie op dieselfde tyd geswat nie, maar ons het mekaar op Stellenbosch raak geloop. Toe hy nou net klaar geswat en ek was in my tweede jaar. Toe het ons interessant genoeg wat jy geswat. Ek het finansiële bestuur geswat, ja. En bemarkingbestuur. Okay, ja. Toe het ons mekaar daar raak geloop en ek het op Instagram videoetjies opgesit en hy het dit toe gesien so deur die loop en toe ons mekaar nou raak loop. Toe sê hy nee, maar ek moet kom musiek opneem by hom in George. Hy maak nou 'n studio oop daar. Dis nou dit begin het. En hy en Tino stap ook 'n lang pad saam van skool af en ek het ook toevallig sonder om vriende geraak met Tino in 'n kuierplek. Dis mos maar waar die meeste kuiertjies begin. En toe julle nou begin saamwerk aan 'n liedjie of aan musiek, hoe het julle lekker gejel, het jy dinge dadelik lekker op 'n goeie noot afgeskop? Ja, ons het daai goeie ou sang in seker 'n halfuur geskryf. En toe het ons geweet dit is baie lekker tune en hy gaan goed doen, maar die sukses, mens kan dit eintlik ophou doen na die sukses van goeie ou nie. So ons moes toe maar nog saam skryf. Buiten die liedjie, wat dink julle het baie bygedra? Is dit die feit dat hy op sosiale media gedeel was of wou die studente meer van hom hoor? Hoe het dit gebeur? Ek dink elke ou wat na dit geluister het en jy luister na dit en jy dink, "Jesus, dit laat dink my aan Pieter of Leon of wat ook al." En dan stuur hulle dit rond vir die ouens en ja, ek weet die ouens het dit baie persoonlik aan hulle self gekoppel aan die liedjie. Ja. Nou Tino, julle was saam op skool, Schwabi, en hy was 'n prefek van jou gewees. Ja, hy was in die raad of. Ja, hy was in die koshuis toe ek graad 10 was, toe hy graad 11 toe hy my koshuis prefek. So ons het in dieselfde gang gebly en dan hy altyd as ek nou volgens hom nou stout was of wat ook al, dan moes ek hom nou 'n bietjie gitaarlesse gegee het as my straf. So jy was seker permanent stout sodat die man kan leer gitaar speel. Ek kon niks reg doen nie. Ek moes net die hele tyd formuleer. So. Of jy het geweet, dalk kan ek nou so 'n bietjie net hier oor die lyn stap en ietsie doen, maar ek sal vergewe word. Ja. Wat het julle toelaat besluit om ons drie nou saam hierdie nuwe liedjie te doen? So ek en Henro, ek en Henro het besluit ons wil 'n album uitsit vroeër die jaar, maar ons wil so 'n paar collabs op die album gehad het. En Henro sê altyd hy dink nie Suid-Afrikaanse kunstenaars mag 'n loopbaan hê sonder om dan een keer 'n tipe van 'n bokliedjie te geskryf het nie. En toe ons dit beplan, toe ons soos Martino is maar die beste fit vir dit en ek en hy praat al so lank om saam 'n liedjie uit te sit dat dit moes nou maar net gebeur het. Ja, hierdie twee ouens sing so oor liefde en hartbreek. Ek het gesê ouens, kom ons skryf vir die bokke. Lekker. En was dit lekker om 'n bietjie op 'n verbeeldingsreis te gaan vir julleself, om julleself in die skoene te sit van 'n bok? Ja, definitief. Ek dink ons het baie ons eie ervarings in die liedjie, jy weet, oorgedra. Ons het almal passie vir rugby toe ons jonger was. Dit het seker nou 'n bietjie, jy weet, die drome het bietjie uitgefeit, maar ek dink aan al die tye saam met my pa en my ooms en al hierdie pa-figure in my lewe en ja, dit is ook maar waar die liedjie gaan, is dit. Het julle ernstig daaroor nagedink in die sin van, daar's soveel liedjies oor die Springbokke of die bokke al, hoe gaan ons dit anders te doen of het hy maar net natuurlik gevloei? Dit was definitief iets waaraan ons gedink het om net bietjie anders te wees as dit wat ons aan gewoond is, as dit kom by bok musiek.
So ja, dit was definitief ons wou 'n tema kies wat bietjie dieper is en nie noodwendig net die bokke moet wen en die bokke speel Saterdag en ons wil maar ietsie dieper wat ja, bietjie daai bietjie dieper gevoel kan. En veral nou, ek weet met die Springbokke wat op 'n baie goeie wicket is as het ware. Ja. Dra dit net soveel meer gewig en lekkerte seker om deel te kan wees van 'n groep kunstenaars wat al soveel liedjies geskryf het oor die bokke. Ja, definitief. Ek is bly ons ons het die regte tyd gekies om dit te doen en ja, ek dink op die stadium kan hy saam met die bokke die seisoen ingaan en hopelik is dit 'n groot sukses vir die liedjie en vir die bokke. As hy nou soos 'n goeie ou kan die dinge vat, sal hy ou daarom al baie bly wees. Baie. Nou luister, die musiekvideo net so vinnig en kort lank gevat of het dit vinnig gegaan om hom op te neem? Ag, ons het maar gedruk vir tyd. Dit moes vinnig klaar kom in eendag se tyd, maar ons is baie tevrede met hoe dit uitgedraai het. Wat is die lekkerste om 'n liedjie te skryf of om 'n musiekvideo te maak? Te skryf. Ja, ek hou ook meer van die skryfproses. Of ek hou van die opnameproses. Dit is vir my baie lekker. Nee, 'n musiekvideo set kan lank raak. Maar as jy dink aan waar alles begin het en ou sit terug en jy sien die resultaat ook baie lekker, nee. Ja, baie. Hoe is dit? Henry Schwabi, dis die twee manne wat by my kuier, Henry en Schwabi. Hulle sing saam as Henry en Schwabi. Julle het nog nie 'n naam soos groep 2, groep so. Goeie ouens. Ja, die goeie ouens, dis die goeie ouens. Hulle kuier saam met ons hier op Goeiemôre, Good Morning en ek weet hulle het ook hulle gitare ingepak om saam met ons ietsie te doen en 'n musiekie te speel en dan gaan ons vir jou verder vertel oor hulle nuwe enkelsnit bok trui. Jy moenie weggaan nie, want hier gaan die dinge lekker raak. Elke dag, elke oggend hierdie tyd, dan maak ons musiek en ons hou daarvan. Bly ingeskakel, kry vir jou nog 'n vars koffie. Los skuld agter met Afriskuld. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game. And all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology.
Welkom terug, ek kuier nog die heerlik saam met die manne, is Henro en Schwabi, musikante en kunstenaars of nout waarvoor jy moet uitkyk. Beide is goeie oue hins. Maar nou eers gaan hulle vir ons 'n lekker liedjie sing. Dis daai nuwe een van hulle, Boktry. Ek was net 'n jong seun, speel alleen, pa moet kom kyk. Ek sê pa, ek wil 'n bok wees. My seun, jy was nog altyd. Die naweek moet nou kom, van die bokke gaan jol, dis speeltyd. Dis hier waar jy wil wees, die manne dra die geest door die eindvlei. En as die manne uitdraaf op 'n Saterdag, het ek altyd bietjie meer hoop in my hart. Pa, ek wil 'n bok wees, my seun, jy was nog altyd. Ek sê pa, ek wil 'n bok wees, my seun, jy was nog altyd. En as die manne uitdraaf op 'n Saterdag, het ek altyd bietjie meer hoop in my hart. Pa, ek wil 'n bok wees, my seun, jy was nog altyd. Ek koop vir my 'n boktry, ek speel in die tuin tot laat. Ek hardloop met 'n spoed, ek druk om in die hoek en die skare ras. Hy sê hy's trots op my en ek hoop dit gaan so bly. Ek dink nog gereeld aan die eerste groentry wat hy vir my gegee het en wat hy my geleer het. My seun, jy gaan 'n bok wees, as ek die groentry dra, is 'n goue dag, kan my almal vra. En as die manne uitdraaf op 'n Saterdag, het ek altyd bietjie meer hoop in my hart. Pa, ek wil 'n bok wees, my seun, jy was nog altyd. Pa, ek wil 'n bok wees, my seun, jy was nog altyd. En as die manne uitdraaf op 'n Saterdag, het ek altyd bietjie meer hoop in my hart. Pa, ek wil 'n bok wees, my seun, jy was nog altyd. Manne, een ding waaroor ek baie jaloers is julle sing in so lekker lae toon, jy weet, jy hoef nie te worry as jy al nou 3 shows in 'n ry gehad het, dat jy daai hoë note nie gaan vang. Luister maar, ek weet ons al baie gesê, net so 'n stukkie van, hy is 'n goeie ou. Dis hy, kom ons doen. Want julle is goeie ouens. En al die mooiste meisies in Stellenbosch kon hom nie uit om alles gekos. Hart gebroken toe sy skielik verdwyn. Happy hour specials het gehelp vir die pyn. Ja, hy is 'n goeie ou, hy het net 'n slegte verlede. Hy dra nog swaar en alles op sy gewete. En as hy val moet jy vang, as hy lê moet jy dra. Ja, hy is 'n goeie ou, maar sy korte man soos haar pa. Manne, baie dankie. By oggend is gemaak. Boktry is so lekker liedjie. Ons nou so 'n stukkie van die video ook gewys vir die kykers en so. Ek sien julle met jong manne gewerk. Was dit lekker om met hulle te werk? Ja nee, dit is nodig geweest vir die tema van die liedjie en hulle het dit baie geniet. So gaan kyk daai musiekvideo, dis baie oulik. Baie lekker. Hy's ook op al die sosiale media platforms. Waar kan hy gaan beloer? Ja, YouTube is die video op. Liedjie is oral beskikbaar en ja, ons post baie oulike goedjies op sosiale media. Nee, ek sien julle is bedrywig op TikTok. Ek weet ek het ook nogal 'n ding raak gesien hoe julle hierdie liedjie aan mekaar gesit het. Is dit nie of die hele video ja. Kan ek maar so 'n stukkie vir die mense wys van daai TikTok video? Right. Vir almal van julle loer gou hiernatoe. Die landslied. Hoe gaan dit klink as jy 'n bestaande liedjie heeltemal remix saam met Tino? In watter styl gaan ons die landslied remix? Dis 'n boeremusiek. Springbok song, dit kan werk. Bietjie live drome. Ja. As die manne uitdraaf op 'n Saterdag. Maar hoe gaan ons nou die landslied deel van dit maak? As ek die groentry dra, is dit goue dae, jy kan maar almal vra. En as die manne uitdraaf op 'n Saterdag, het ek altyd bietjie meer hoop in my hart. Maar ek wil 'n bok wees, my seun, jy was nog altyd. Maar ek wil 'n bok wees, my seun, jy was nog altyd.
En dit is hoe dit altyd gaan as 'n ou liedjie opneem, nee. Nie noodwendig nie. Nie noodwendig, ja. Met hierdie lekker ouens, ja. Maar vir alles hou agterkom ek, nee wag, jy het ons nou ietsie. So is daar toe nou inderdaad 'n stukkie van die landslied in of het julle maar besluit? Dis nou, daar's 'n gitaar solo in dit wat begin met die begin met die van die volkslied. Ja, die melodie. Okay, jy sien so jy hou maar ons nuuskierig. Hou daai cliffhanger vir ons. Dit beteken jy moet gaan kyk en luister na hierdie musiekvideo. Optredes en dinge, hoe lyk dit vir die pad vorentoe? So ons was nou vir 'n hele rukkie bo gewees, maar ons gaan nou terug huis toe. Ons is Vrydag die 4de Julie by Heroes restaurant in Brackenfell. En dan is ons weer 'n bietjie Grootbrak Dekker die naweek daarna en dan gaan ons bietjie Potch toe. Dan kom julle weer 'n bietjie hierdie kant toe. Ja, dan kom ons is hierdie 2 Augustus verliefd by die dam en daai aand het ons ook 'n volle vertoning by Sowaarbaar. Ja. Julle is op sosiale media as Henry en Schwabi of hoe? Ja, ons apart. Ja. Maar dan moet julle met bietjie dinge begin saam doen. Nee, ek maak net 'n grappie. Baie dankie vir die kuier. Dankie dat julle julle musiek kom deel. Dankie dat julle braaf genoeg was om vir ons te kom sing so lekker vroeg in die oggend, altyd lekker. Julle is goeie ouens, baie dankie. Dankie man. Net so vinnig, wie gaan wen tussen Italië en die Springbokke hier nou? Springbokke. Ja, maklike vraag. Dit was dan goeiemôre, good morning wat hierdie oggend aanbetref. Ons hoop jy het 'n heerlike dag. Ons is môreoggend weer terug met 'n propvol program. Wat jy ook al doen vandag, maak mooi, gaan groot en wees 'n verskil. Vir my en die res van die span tot en met môreoggend weer hier op Via 6:00 môreoggend klokslag is ons terug vir goeiemôre, good morning. Those who know use Inco when it's time to work, when it's time to build, when it's time to get the job done. Inco offers the widest range of professional, quality tools at affordable prices. So whether you're a contractor or simply doing it yourself, visit your nearest stockist today and ask for Inco. Inco, professional tools made affordable. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination.